Here, ons val vanoggend voor U neer, met dankbare harte vir die wonderlike reën wat ook laasnag so mildelik geval het. Ons bid, Here, dat U elke plek waar daar nog droogte is, dat U ook daar die sluise van die hemel sal oopmaak, en ook vir hulle sal seën met wonderlike reëns. Nou kom ons met opregte harte voor U vanoggend, wat ons as ware voor U neerval, met 'n afwagting en 'n verwagting, dat ons werklik net U stem alleen sal hoor. Geef vir elkeen, Vader, wat ook sal luister vanoggend, geopende geestelike oor en ontvanklike harte. Nie net om te hoor nie, maar ook om te gaan doen dit wat U van ons vra. Ons vra dit alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, God begin hierdie diens vanoggend met 'n vraag. En dit is, wat sou jy kon doen vandag as jy nie bang was nie? As jy geen vrees geken het nie. Kom ons maak dan die woord van God oop daar by Markus 5. Markus 5, en dan lees ons vanaf vers 1 tot en met vers 6. Daarna het hulle oor kan die see in die land van die Geraseneerders aangekom. Net toe Jesus uit die skuit uitklim, daar 'n man van die grafte af, met 'n bose gees in hom, Jesus tegemoet gegaan. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon homself met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak. Maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en kap hy homself met klippe. Vers 6. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hy het hard geskreeu. Kom ons lees eers net tot hier. Geliefdes, salig is elkeen wat die woord van God hoor, maar ook gaan doen dit wat God van jou en my vra. Nou luister geliefdes, die mense in hierdie landstreek, hierdie man waarvan ons nou sopas by die skrif gelees het, as ware uitgewerk uit hulle gemeenskap uit. Hulle het hom uitgewerp ook uit hulle gemeenskap uit, en hulle het hom tussen die grafte laat bly. Rondom dood het hy elke dag gebly. Want hy het nie volgens hulle standaarde en hulle planne en hulle idees het hy opgetree nie. Kortom, hierdie man het nie by die gemeenskap se lewenstyl ingepas nie. En daarom het hulle hom uitgestoot. En hierdie is so typerend ook van jou en my alledaagse samelewing van vandag. Hoe dikwels gebeur dit dalk dat nie wanneer iemand nie inpas in die standaard van die wêreld nie, wanneer jy nie inpas met mense se planne, se norme en hulle standaarde nie, dan word jy as ware ook so bietjie eenkant gestoot. Maar diegene wat dit doen, wat toelaat, besef nie dat hulle eintlik tussen die dooies dan begin lewe nie. Wat probeer ek sê? Dooie godsdiens wat hulle dan beoefen. Die blydskap in hulle lewens is dood, gewoontes neem hulle lewens oor, en die meeste van die tyd is hierdie gewoontes niks anders as slegte gewoontes nie. So luister 'n bietjie mooi vanoggend, geliefdes. Dink 'n bietjie hieroor na. Is jy dalk regtig soveel anders as hierdie man? Die woord sê, hy het Jesus van ver af gesien, hy het na Jesus toe gehardloop, en hy het voor hom neergeval. Moenie vergeet, hy het tussen die grafte gebly. As gevolg, luister mooi, wat het hom uit die samelewing uitgestoot? Luister baie mooi.
En daarom het hy beland waar hy beland het, as gevolg van godsdienst, van religion. Dit het hom uit die samelewing uitgestoot, want hierdie man was anders. Wanneer ek en jy nie optree volgens die wêreldse standaarde nie, van hoe en wat ander mense nou eintlik van jou verwag nie, dan stoot hulle jou uit. En hierdie geliefdes is 'n realiteit, want die mensdom daar buite, in ons samelewing van vandag, hulle love people pleasers. Dis wat die mense van hou. En nou is die vraag, wat is jy veronderstel om te doen wanneer dieselfde met jou sou gebeur as met hierdie man? Hoor my hart vanoggend. Daar's net een ding. Daar's net een ding wat jy kan doen, en dit is hardloop na Jesus toe. Val voor hom neer en loof en prys hom. Dit moet jy baie mooi hoor vanoggend. Dis wat God sê. Onthou geliefdes, alles wat teen godsdienst gaan. Luister mooi, alles wat teen godsdienst gaan, alles wat teen 'n gees van 'n religion gaan, alles wat teen die normaal volgens die wêreldse standaarde gaan, word uitgestoot. En dit is iets wat Jesus self baie goed geken het, en dit is hoekom Jesus hieroor praat. Dit is wat God met jou en my wil kom deel vanoggend. Hierdie was nie vir hom onbekend nie. Hy het geweet hoe dit voel om uitgestoot te word. Hy het geweet hoe dit voel om nie aanvaar te word nie, hoe om as ware eenkant geskuif te word. Want Jesus was anders. En dit is hoekom ons weet ons nou al, a child of God is not meant to blend in. Nee. You are meant to stand out. Soos 'n seervinger. Hy is altyd bewus van hom. Hy is altyd as ware half in jou pad, nie waar nie. Want Jesus weet om uitgestoot te word deur die wêreld, deur die dooie werke van godsdienst, deur mense wat jou nie wil aanvaar, omdat jy weier om te voldoen aan hulle vereistes nie, hulle voorwaardes nie, hulle standaarde nie. Wanneer jy nie 'n people pleaser wil wees nie, wanneer jy opstaan en sê, I live a life pleasing up to God. Dis wat ek doen, en ek skroom nie om dit te sê nie, want dit is wie ek is, dis die waarheid. Ten spyte van die feit, geliefdes, dat hierdie man vol bose geeste was, het hy dit nie eers raak gesien nie. Jesus het glad nie daardie bose geeste raak gesien nie, alhoewel hy die geeste uitgedryf het. Maar Jesus wou 'n punt met hierdie hele skrifgedeelte bewys. Jesus wou 'n punt bewys aan godsdienst. Hy wou 'n punt bewys aan die normaal van die mense rondom hom. Dit wat die wêreld as die normale beskou. En geliefdes, die waarheid rondom hierdie hele skrifgedeelte is, dit spreek alles van waardeur hierdie man moes gaan om by Jesus uit te kom. Ek kan vaar, hy het die woord praat nie baie daaroor, maar kan vaar, hy het nie 'n maklike lewe gehad nie. Want hy tussen die dooies gebly, tussen grafte. Wie wil in 'n begraafplaas bly? Dis waar hy gebly, dis waar hy uitgestoot is. Maar dit spreek nie van dit waardeur Jesus moes gaan om by hierdie man uit te kom nie. Dit kan ons so maklik vergeet. Kom ons lees wat staan daar in Markus 4, vers 39. Markus 4, vers 39, is net so een hoofstuk terug. Vers 39. Toe staan hy op, dit is Jesus. Dis daar waar hy die storm stil gemaak het op die see, toe hy in die boot was. Toe staan hy op, hy bestraf die wind en sê vir die see,
Hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Die oomblik toe Jesus hoor wat sy disippels sê, hoe beangs hulle was, hoe benoud hulle was, toe hy dit hoor, het hy opgestaan, hy het die wind bestraf en vir die see gesê, hou op, bedaar. Maar wag net 'n oombliekie. Jy kan nie die weer bestraf nie. So waardeur Jesus hier gegaan het, was eintlik in werklikheid 'n geestelike storm. Jy mag dalk dink, waarvan praat jy nou, pastoor? Jesus het deur 'n geestelike storm toe gegaan. So Markus 5 wys wat daardie man moes deurgaan om by Jesus uit te kom. Daardie man wat vol bose geeste was, daardie man wat uitgedryf was uit die samelewing uitgewerp was. Maar dit wys nie waardeur Jesus moes gaan om by hierdie man uit te kom nie. En dit, geliefdes, is die punt wat God vanoggend aan jou en my duidelik wil kom maak. Ons as mense dink net aan dit waardeur ons elke dag op aarde moet gaan. Nie waar nie. Al die opofferings wat ons moet maak vir die feit dat ons dalk nie volgens die wêreld se standaarde normaal is nie. Hoekom? Want ons staan in geloof. En wanneer jy eintlik in crazy geloof staan, dan dink baie mense jy's crazy. Wanneer jy vir iemand sou sê, glo net, maar glo regtig, staan net in geloof, dink mense jy's nie okay nie. En ja, dit mag great wees, maar in die proses vergeet ons so dikwels waardeur Jesus moes gaan, waardeur God elke dag moet gaan om by jou en my uit te kom. Ons vergeet dit. Eintlik dink ons nooit daaraan nie. Ons aanvaar dit maar so as vanselfsprekend. Ons weet nou dat Jesus moes deur 'n geestelike storm gaan om by hierdie man uit te kom, nie maar nie. Maar weet jy hoekom is dit geestelik? Want die duiwel weet wat dit beteken om te wag. En hy weet ook dat as hy by Jesus uitgekom het, regtig, dan sou hy vry gewees het. Dit sou vir hierdie man vryheid beteken. Daarom wou die duiwel dit stop. Hoeveel keer wil die duiwel jou dalk stop om by Jesus uit te kom? En hy gebruik baie maniere om jou te stop. Hy laat die wêreld dalk vir jou vertel die wyse waarop jy optree, wat jy weier om 'n people pleaser te wees, omdat jy in geloof staan, omdat jy sê, al wat ek vashou is aan God alleen. En ek weet, my God sal my gebed verhoor, en ek weet, my God sal my ook hierdeur dra. Dan mag anders dalk dink jy weet nie regtig waarvan jy praat nie, want vir hulle is jy dan eintlik nie normaal nie, want jy staan in geloof. En daarom, geliefdes, Jesus het nie die weer bestraf nie, Jesus het die duiwel bestraf. En hy het reeds in Markus 4 gedoen, voordat hy aan die ander kant bereik het hy dit gedoen. Want sy Vader het geweet wat vir hom, sowel as vir hierdie man aan die ander kant wag. Kom ons kom terug na jou en my toe. Waardeur jy ook al op hierdie oomblik mag gaan, waarmee ons ook al mag worstel, God het dit reeds bestraf. Want God weet dat vryheid op jou en my wag. Die oomblik wanneer ons dit sou waag om ons voete uit die boot uit te sit. Om te sê, Here, dit maak nie saak wat mense sê nie. Dit maak nie saak wat mense van my dink nie. Dit maak nie saak hoe mense oor my praat nie, hoe hulle voel nie. Wat vir my belangrik is wat God van my weet. En hier is eintlik 'n kosbare geesbeginsel wat ek vanoggend met jou kom deel. So eintlik het die duiwel nie 'n kans nie. En dit is, geliefdes, kom ek en jy die mindset het,
Nee, ons het die mag om ons mindset te verander. Ons kan dit verseker doen. Nee, ek kan maklik sê, jy kan dit doen. En dis wat God wil hê wat jy moet doen, ook op hierdie Sondag. Want ons as kinders van God, hoor my hart vanmôre, is veronderstel om sonder vrees, sonder woede, sonder angstigheid, sonder bekommernis, sonder hartseer, sonder teleurstelling, maar ook sonder die waaroms en die hoekoms in hierdie lewe elke dag te kan leef. Hoekom? Want die een wat die groot ek is, het al reeds ook die storms in jou en my lewe aangespreek, dit bestraf. En nou so 'n bietjie skokkende nuus. Daar is geen vryheid daarin om nie normaal te wees nie. Die vryheid is, ek het nou my verkeerd bewoord, daar is vryheid daarin om nie normaal te wees nie, volgens wêreldse standaarde. Want wanneer jy normaal is, dan pas jy in by die wêreldse standaarde. Wanneer jy die wêreld sê, jy is eintlik nie heeltemal normaal nie, dan is jy vry. En daarom, geliefdes, wanneer godsdienst, kultuur, bad habits, gewoontes, die skindertonge van mense, die veroordeling, die judgmental spirits van die wêreld rondom jou en my, ons probeer uitstoot uit die samelewing uit. Hardloop na God toe, loof en prys hom. Dis wat jy moet doen. Val voor sy voete neer. En eintlik moet jy goed voel wanneer hulle doen. Want dit beteken dat jy nie in die normale volgens die wêreld is nie. Dat jy nie inpas by wêreldse standaarde nie, maar in die oë van God is jy juist normaal. Want dis wat hy ons geskaap het vir jou en my. En jy weet ook dat jy nie soos daardie man tussen die dooies en die grafte bereid is om te bly nie. Nee. Want jy weet wie jou hemelse Vader is. Jy weet wie jou lewe in die holte van sy hand hou. Ons weet baie goed wat die woord vir ons leer in Johannes 10 vers 10. Ons ken hierdie skrif so goed, ons kan dit uit ons kop uitquoteer. Jesus het gekom sodat ons die lewe kan hê en geniet en dit in oorvloed. Jesus het nie aarde toe gekom, geliefdes, vir jou en my om 'n oorlewingsstryd te voer nie. Hoor vanoggend wat God sê. Jesus het aarde toe gekom sodat ek en jy die lewe kan hê, die volheid van die lewe. Dit kan geniet. In abundance till it overflows. Maar die vraag is nou vanoggend, ons ken dit, ons ken hierdie skrif. Maar wanneer gaan ek en jy hierdie skrif begin leef? Wanneer gaan ons elke dag hierdie skrif begin leef? Daarom, geliefdes, so wonderlik is dit nie om verseker te kan weet dat God het jou aangeraak. Wanneer jy hierdie woord vanoggend hoor en jy vat dit en jy sê, dankie Here. Ek is eintlik bly, ek is nie volgens die wêreldse standaarde normaal nie, maar ek is normaal volgens God se standaarde. Dankie jy weet God het jou aangeraak. Dankie jy weet dat God het die kettinge wat jou en my gebind het aan die sleg van die verlede, aan die opinies van mense, die negatiewe het hy reeds gebreek. God het self die bose geeste uitgedryf en die storm bestraf. En dan toe daardie man vir Jesus sien, het hy na hom toe gehardloop, voor hom neergeval om geloof en geprys. Luister, geliefdes, moenie verward raak nie. Godsdienst, religion, doen ook lofprysing. Hulle doen dit normaalweg wanneer daar iets spesiaals gebeur het. Maar daardie man het Jesus geloof en geprys voordat iets in sy lewe gebeur het. En die waarheid is dat lofprysing is nie veronderstel om aan die einde te kom nie, maar aan die begin. En verder, almal wat hierdie skrif lees, is geneig om net te praat oor hierdie man wat so vol was van die bose geeste. Maar niemand praat van vers 6. Hy het Jesus al van ver af gesien, nader gehardloop, voor hom neergeval en hom aanbid. Weet julle wat wys dit eintlik vir my? Dat selfs die duiwel moet hardloop en God aanbid. Ek sluit af. God sê vir jou wat vandag luister, hou op om langer net te kyk waardeur jy gaan, en om te voel en te ervaar waardeur jy nou gaan. Ja, dit is so, dis waar.
En dit is nie maklik vir niemand van ons nie. Maar sal jy ooit regtig weet waardeur Jesus gegaan het? Wat dit Jesus gekos het en waardeur God nog op 'n daaglikse basis gaan, nog steeds om by jou en my uit te kom. Ons is kosbaar vir God, elke siel is vir God kosbaar. Wanneer gaan ek en jy besef, it's all about Jesus, het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor ander nie, it's all about Jesus. En daarom kies vandag. Ons weet ons die lewe bestaan uit keuses. Kies vandag om ongeag alles rondom jou net na God toe te hardloop, hom te aanbid en hom deurentyd net te loof en te prys. Nie net eers wanneer jy iets van hom ontvang het nie. Want onthou, wanneer jy uitverkoop is aan God, wanneer jy aan hom behoort, met liggaam, siel en gees, is jy veronderstel om te leef sonder vrees, sonder angstigheid, sonder twyfel, verhewe bo die normale, sonder om gedurig deur somme te maak. Want God het alreeds die storm bestraf, voordat dit jou regtig kan tref. Besef jy elke dag, hoe hou God jou vas? Elke oomblik van jou lewe. Daarom geliefdes, as jy op hierdie sonnagoggend kan glo, wat God vanoggend vir jou in jou hand wil kom gee, dan is die vraag, gaan jy toelaat dat dit jou lewe verander, sonder om verder bang te wees? Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here en gaan leef ook hierdie dag en hierdie week in sy vrede, in sy guns, in sy goedheid, sy kosbare teenwoordigheid, op jou knieë, met jou hande in die lug. Sê Here, ek loof en ek prys U. En ek weet, U is net 'n goeie God. En ek weet dat ten spyte van alles, het U net 'n goeie plan ook met my lewe. En help my, Here, om weg te kyk van al die slegte dinge rondom my, al die negatiewe, my oë op U te hou, U te fokus. Mag God jou ryklik seën. Amen.